Dankie Here dat U bly altyd getrou, Here. Dankie Here dat ons as nietige mense vandag voor U kan kom, want die voorhangsel het geskeur, Here. Die voorhangsel het geskeur, Vader. En U het elke skuld wat ons het, Here, het U ten volle kom betaal, Here. Voluit, Here. Voluit het U daardie pad gestap, Here. Gespoeg, Here, geskop, geslaan, Here. Verneder, my God. Verneder. Met 'n houtkruis op sy rug het Jesus daardie pad gestap tot by Golgotha om daar aan 'n houtkruis vasgespijker te word. En Here het alles vir ons kom doen, Here. En dis genade, Here. Dis goddelike groot oneindige genade, Here. En Here, soms dan voel ons, Here, ek is nie waardig genoeg om in die teenwoordigheid in te kom nie. Maar Jesus Christus het voor my kom inskuif en U sien U seun raak as U na my kyk, Here. U sien vir Jesus raak, Here, wat in my plek gaan sterf het. Here, ek bid, ruk die mensdom tot die werklike besef van wat het gebeur. Wat het werklik gebeur? Dat 'n dik voorhangsel omtrent 9 laag dik materiaal het in die middel deurgeskeur, Here. En ons mag self in die allerheiligste ingaan, Here. Dis wat U aan 'n houtkruis kom doen het vir ons, Here. U het vir ons as 'n mensdom het U oorwinning gebring, Here. 'n Oorwinning, Here. Maar ons moet kies. Ons moet kies, Here, my gebed is vanoggend, Here, dat een en elkeen soos ons hier vanoggend is, Here, sal kies, Here. Sal kies vir Jesus Christus as ons verlosser en ons saligmaker. Want niemand sal tot by die Vader kom behalwe deur Jesus Christus nie. Dankie Here dat U vir ons al die tools gegee het, my God. U het vir ons gegee, Here. Ons moet daai toolbox oopmaak, Here. Ons moet die tools gebruik wat binne-in is, Here. En ek bid, Here, vergewe hierdie mensdom wat soms so selfgesentreer kan raak. Me and myself and I, Here, die eie ek, Here. Ek is so goed. Ek is so wonderlik. Ek is so fantasties. Ek is so ryk. Ek ry so 'n grand kar. Wees ons genadig, Here. Werklik, my God, wees ons sondaars genadig. Amen. Vandag se tema is wat is jou klip? En ek wil werklik vir jou kom sê, ek dink dit is redelik algemene kennis dat vandag gaan oor die opstanding van Jesus. En toe ek vanoggend hier by 4:30 so wakker skrik en ek gaan in die kombuis en dit is so donker en ek dink, Here, dit was eintlik sekerlik toe Maria hulle gegaan het na die graf, toe het hulle in donkerte gegaan, hulle het saggies gegaan. Met 'n groot bekommernis in hulle hart. Jesus is dood. Ons was daar toe hy aan die kruis gesterf het. Maar ek wil werklik vandag vir jou sê, vandag is nie net nog 'n Sondag nie.
Dis werklik nie net nog 'n Sondag nie, net nog 'n boksie wat getik word nie. Vandag is nog minder net 'n herdenking. Dis nog minder net 'n herdenking. Dis 'n verklaring, dis 'n oorwinning en dit is 'n realiteit. Hoor wat ek volgens vir jou sê, dat Jesus uit die graf uit opgestaan het. Ons verklaar dit. Ons verklaar Jesus het werklik opgestaan. Dis oorwinning vir ons as mense. Dis oorwinning. Maar dit is vir ons 'n verskriklike groot realiteit. Dis 'n realiteit vir my en jou. Jesus het werklik opgestaan. Jesus is nie in die graf nie. Hy is nie. Jesus het nie net gesterf nie, hy het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. En as ons nou simbolies, daai graf is leeg. Daai graf is leeg. Ons was alself daar en ek gaan nie verkondig vir die waarheid dat daai is spesifiek die plek wat Jesus Christus gelê het nie, maar werklik daar waar ek in was, dit was leeg. Dit was werklik leeg. Matteus 28 vers 5 tot 6. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk. Daar is die plek waar hy gelê het. Daar is die plek waar hy gelê het." 'n Engel het die vrouens daar ontmoet by die graf. 'n Engel. En vir hulle gesê, moenie bekommerd wees nie. Kyk daar is die plek waar hy gelê het. Nie waar hy lê nie, daar is die plek wat hy gelê het. En vandag gaan ons nie net praat oor wat het gebeur nie, ons gaan ook praat wat nou gebeur. Wat maak ek en jy met die opstanding? Leef ek en jy die opstanding? Leef ons werklik dat Jesus Christus het opgestaan? Leef ons dit werklik? Die disippels, mense, hulle het gedink dis verby. Hulle het gedink dis verby. Hulle hoop was weg. Hulle drome was vernietig gewees. Hulle toekoms was toegesluit. Dis hoe die disippels gevoel het. Hulle was bang. Hulle was angstig. Hulle het saam hierdie man beweeg. Die mense wat hom so gekruisig het en so met hom aangegaan het, hulle het ons gesien. Hulle was paniekerig. Ek en jy raak net so paniekerig oor ons eenvoudige omstandighede. Ons raak paniekerig oor ons omstandighede, want ons konsentreer hier. Ons kyk nie weier nie. Wat is weier? Die kruis is leeg, net soos die graf is ook leeg. Dis wat weier is. Ons fokus op nou. Ons kyk hier. My budget gaan nie klop nie. Ek gaan dit nie maak nie. O, Here, asseblief. Fokus op die kruis is leeg. Nou laat ek al sien, daar was 'n oud kruis. En daar was, met die klem op was, 'n redder aan 'n houtkruis. Vir ons man, vir ons, met ons nikke, met ons grille, met ons sarkasme, met ons wat alles. Hy het dit vir ons kom doen, nogtans, het dit nogtans vir ons kom doen. Maar hoe paniekerig die disippels nou voel, en hoe ek en jy net so paniekerig kan raak, ons kan net so paniekerig raak, dan werk God, na wat ons gedink het, dis nou verby, dan werk God eers, wanneer ons as mense gedink het, dis klaar, dan wys God vir ons, kom ek wys vir jou 'n bietjie wie ek is, kom ek wys vir jou, sit ons partykeers, Here, the clock is ticking, jy gaan nou moet deurkom, jy gaan nou moet deurkom, Here, op sy tyd, en is sy tyd
laat nooit nie, dis altyd op tyd. Die wêreld het gedink dis verby. Die hemel het gesê dis klaar, maar dit begin nou eers. Dis wat die hemel gesê het. Die mense het gedink, wow, oor en uit en verby. Lala storie gewees. Die hemel het gesê dis klaar, maar dit begin nou eers. Nou dat hy opgestaan het, nou gaan julle sien. Dit begin nou eers. As dit mense vanoggend hier en ons is 'n paar groepe mense hier. En ek gaan jou nie label nie en dalk moet ek myself ook vra in watter labeltjie pas jy vanoggend? Daar's mense wat vanoggend hier sit en hulle het gedink dis verby. My huwelik is verby, my roeping is verby, my vreugde is verby, my verhouding met God is verby. Het ons dit al gedink? Asseblief moenie so hoogheilig wees nie. Het ons dit al gedink? Natuurlik het ons al gedink. Ons is al moedeloos gewees. Ons het dalk nie geweet na watter kant toe nie. Maar God sê vir jou vandag. Hy sê vir jou, sê hy vanoggend. Dis nie die einde nie. Dis die begin van opstanding. Dis nie die einde nie. Dis die begin van opstanding. Staan op. Staan op. Dis die begin van opstanding vanoggend vir jou, vir my. Ek moet dit vat. Ek moet dit vat. Ek kan nie so staan nie, asseblief nie. Ek kan nie wag, okay, alles gaan gebeur nie. Ek moet my moue optrek. Ek moet gaan werk. Want die oes is groot en die arbeiders is min. Is ek en jy arbeiders? Is ons werklik of is ons goeie kerkgangers op 'n Sondagoggend? Sorg ek dat ek netjies aangetrek is, want wat gaan die mense sê? So what? So what? Wat sê God vir my? Wat sê God vir my? Is ek aanneemlik vir God of try ek mense impress? Probeer ek mense beïndruk of probeer ek vir God beïndruk? Matteus 28 vers 2. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Hoor julle? Daar was 'n geweldige aardbewing. En 'n engel het van die hemel afgekom en daai klip kom wegrol. Daai klip is weggerol. Die klip was nie weggerol vir Jesus om uit te kom nie. Nee. Die klip was juis weggerol sodat ons kon sien. Sodat ek en jy kon sien, daai graf is leeg. Dis hoekom die klip weggerol is, definitief nie om vir Jesus in daai graf in te hou nie. Definitief nie. Ek dink nie ons brein kan lekker kop wie Jesus Christus werklik is nie. Ek dink nie so nie. Hy is nie net 'n brandslang wat opgerol is op 'n tol en as die vuur brand dan spuit ons gou dood en dan rol ons hom weer op net. Tot next time. Asseblief, ek en jy moet getrou wees. En net so moet ek en jy getrou bly om ook te bely. Asseblief, ek kyk nou oor julle almal kyk vir my. Wat gaan hier in jou kop aan nou? Wat gaan nou hier tussen jou twee ore aan hier? Wees 'n bietjie eerlik met jouself, dan dink jy, wow. Ons is mense. Ons is mense. En wat verteenwoordig daardie klip? Wat verteenwoordig daai klip? Jy sit mos nou nog self in die graf. Jy sorg dat die klip nie gerol word nie. Hy kan gerol word, sou jy kies. Dis hindernisse, dis vrees, dis sonde, dis skande, dis dinge wat jou vashou. Maar opstanding beteken
wat jou vasgehou het, het nie meer 'n houvas op jou nie. Wat jou vasgehou het, het nie meer 'n houvas op jou nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Wat jou vasgehou het, het nie meer 'n houvas op jou nie. Sê dit vir jouself en sê dit werklik met oortuiging. Wat my vasgehou het, het nie meer 'n houvas op my nie, want die klip het gerol en die graf is leeg. Die graf is leeg. Romeine 8 vers 11. Omdat die gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in jou woon. Die gees wat vir Jesus Christus opgewek het, wat opstaan het uit die graf, is in jou, in jou, in jou, in jou. Daai selfde gees, kan jy imagine, kan jy dink, daai krag wat vir Jesus Christus laat opstaan uit die dood, dis in my. Wow. Waartoe is ek werklik in staat? Waartoe is ek werklik in staat? Asseblief nuwe lewe, ons moet ophou so, en omstandighede druk ons net so, en ons is so morbied, en ek kan nie meer nie, en dis te veel. Dieselfde krag, wat vir Jesus uit 'n graf uit laat opstaan het, is in jou. Dit is in jou, asseblief. As ek vir jou regtig vanoggend kan een ding vra, kop dit, verstaan dit, ek weet nie wat 'n woorde dan nog is, vat dit. Daai selfde krag is in jou. Besef jy dit? Dalk sit jy nou so, ek kan nou nie op praat nie. Wake up! Wake up! Daai selfde krag is in jou in. Asseblief. Daai selfde krag leef in jou. En ek verklaar vanoggend, elke klip wat in jou pad is, moet rol in die naam van Jesus. Ek verklaar dit vanoggend oor jou. Elke klip wat in jou pad is, moet rol in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Lukas 24 vers 6. Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Hy sê hier nie, maar moenie worry nie, hy het opgestaan. Jessie man, asseblief, regtig, kom ons raak excited. Kom ons raak regtig opgewonde, want Jesus het opgestaan, asseblief. Jesus het werklik opgestaan. As jy uitry, dan luister jy my stem. Jesus het opgestaan. Jesus het opgestaan. Jesus het opgestaan. Sê dit maar hardop. Jy moet dit hoor, jy moet dit hoor. Jy moet werklik dit hoor. Wat beteken daai leeggraf vir jou? Sonde is oorwin. Die dood is oorwin. Die hel is oorwin. Dis wat daardie leeggraf beteken. Hoor weer, asseblief, dit voel of julle nie lekker excited is nie, asseblief. Ja, bring it. Sonde is oorwin. Die dood is oorwin. Die hel, amen, amen. Regtig julle, regtig. 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Iemand wat in Christus is 'n nuwe mens. Die ou is verby. Hy's agter jou. Asseblief hou op so maak. As jy so maak, gaan jy in 'n kar voor jou vasry. Asseblief. Asseblief. Moenie rondkyk nie. Ek weet nou nie eens waar die ding is, maar okay. Moenie bestuur en jy gaan boe. Jy moet sorg dat jou pad oop is. Jy moet sorg dat daar nie obstacles in jou pad kom nie, want Jesus het opgestaan. Ek is vry. Ek is waarlik vry. Die ou is verby, die nuwe het gekom. En dis wat ons vanoggend vat. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Jy is nie meer wie jy was nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Jy is nie meer wie jy was nie. Jou verlede
definieer nie vir jou nie. Jou verlede definieer nie vir jou nie. Jou foute hou jou nie meer vas nie. Jou foute hou jou nie meer vas nie. Ek dink, as ons net so, en ek wil jou regtig terugneem nie, asseblief nie, dis verby, dit wat met my gebeur het, dis agter my. Ek is besig om my geskiedenis te skryf, dis wat ek elke dag mee besig is. Ek is elke dag besig om my geskiedenis te skryf, vir my kinders en hulle se kinders, se kinders, se kinders, om eendag te lees. Wie was ek? Wie was Pieter Fourie gewees? Wie was daai man? Wie was daai man wat God gebruik het om ons in hierdie wêreld in te bring? Jy is nie meer jou verlede nie. Jy is nie meer jou verlede. Asseblief moenie vorentoe stap en so maak nie. Jy is nie meer dit nie. En die duiwel gaan jou kom herinner. Onthou jy daai? Onthou jy dit? Onthou jy sis? Onthou jy so? Die duiwel gaan dit kom doen. Maar jy het die autoriteit om vir hom te sê, Satan, in die naam van Jesus, weg is jy. Resist the devil and he will flee. Resist the devil and he will flee. Ek moet iets doen. Ek moet hom resist. Ek moet net, okay. Hy gaan vir jou uitkloof, man. Jy gaan mooi van voor af lyk en eendag gaan jy net so verkrummel. Hy gaan vir jou opvreet en vir jou uitspoeg. Dis wat hy met jou gaan doen. Ek gaan weer sê, jy is nie jou verlede nie. Jy is nog minder die foute wat jy gemaak het. Jy is niet. Jy is waarlik niet. Want dis wat God met jou kom doen. Hy maak jou niet. Johannes 20 vers 16. Jesus het vir haar gesê, Maria. Hy roep haar naam. Hy sê, Godfrey. Hy sê, Ilana. Hy sê, Peri. Moenie nou skrik nie. Jy moet sy stem ken. Hoe gaan jy sy stem ken? Deur in sy woord te gaan. Deur in sy woord te bly. Deur soms jou mond toe te maak en te wag op die Here. En op te kom met jou shoppinglysie. En nooit vir God eens kans gee om te praat nie, want ek is laat, ek gaan dit nie maak, ek gaan nie betyds wees nie. Sit net doodstil en wag op die Here. Daar's maar so 'n liedjie, die wat wag op die Here. Die wat wag, dat ek nou nie begin sing nie. Hy roep jou naam. Opstanding is nie net krag nie. Dis persoonlik. Opstanding is persoonlik vir jou. Vir jou. Opstanding is vir jou. Is 'n persoonlike gebeurtenis vir my as 'n mens. Vandag roep Jesus jou naam. Hy roep jou. En hy roep nie Peri. Hy roep Peri. Want soms kan Peri so hardkoppig wees, hardhorend wees. Hard en duidelik, ondubbelsinnig. Hy roep jou naam. Hy gee persoonlike aandag aan jou. Hy gee vandag persoonlike aandag aan jou. Hy roep jou naam. Nie jou sonde nie. Dis nie wat hy roep nie. Nee. Hy roep Peri. Hy roep nie Peri. Pap, laat ek gou hierdie 20 boeke uithaal van al jou sonde. Nee. Want dis nie wie God raak sien nie. God sien vir Jesus Christus raak as hy na my kyk. Dis wie hy raak sien en ek is excited daaroor, man. Halleluja. Ek is werklik waar opgewonde dat God vir Jesus raak sien as hy na my kyk. Maar ek moes 'n keuse maak. Ek moes besluit. Ek moes dit gevat het. Moenie so hardkoppig wees en ek eendag. Somewhere along the line, ek sal nog. En dan kom jy op 'n dag na 20, 30, 40 jaar en dan, nou moet jy gaan vir
bevryding en jy moet gaan vir gebed en dis wonderlik. Asseblief, sorg dat jou lewe skoon is. As God jou geroep het, sorg dat jy doen wat jy moet doen. Delf in die woord, man. Delf in die woord, dis waar jy die waarheid gaan kry, in die woord van God. In die woord van God. Kom na die gemeenskap, die samekoms van die gelowiges toe. Maak ek foute? Ek glo werklik so. Ek glo werklik so. Maar ek verwag van jou om te kom en sê, jy het verkeerd gepraat, dit was nie reg gewees nie, dit sit nie lekker in my lyfie, dit kan ek jou waarborg. Dit sit nie altyd lekker nie, want ons is mense. Ons probeer ander mense beïndruk. Ons probeer so, ons probeer so netjies lyk, ons probeer so stil staan. Ons probeer so stil staan. Ons probeer so ordentlik wees. Ons pretend om iets te wees wat God ons nie gemaak het nie. Hoorie, dit wat jy hier sien, dis wie God my gemaak het. Bless elke ander prediker wat hier voorkom staan, dis wie God hulle gemaak het. Ek sal nooit soos hulle kan wees nie, maar halleluja, hulle sal nooit soos ek kan wees nie. Prys die Here. Ek is uniek, man. Jy's uniek in God se oë. Hy het tyd geneem om jou aan mekaar te weef. Perfek soos hy jou wil hê. Moet daar getimmer en geskaaf word aan ons? Natuurlik. Daar moet getimmer en geskaaf word aan ons. Hy roep nie jou mislukking nie. Hy roep jou naam. Dis wie hy roep vanoggend. Vanoggend sit die mense. Hulle voel dood. Hulle voel dood hier binne. Hulle het geen hoop nie. Hulle het geen vreugde nie. Hier sit mense wat nog vas sit agter daai klip. Hulle sit nog vas en dis vrees, verslawing, dis skaamte wat hulle nog daar agter die klip hou. Die mense moet net nie weet nie. Die mense moet moenie sê nie, hoor. Moenie sê nie. Die beste hoe jy die duiwel se houvas oor jou lewe gaan breek, is om te sê. Is werklik om te sê. Dis wie ek was. Maar kyk wie ek nou is. Kyk wat het God nou kom doen. Kyk hoe het God die sirkel kom voltooi. Ek glo my hart, elkeen van ons het 'n pad wat ons moes gestap het. Om vanoggend in hierdie gebou te sit. Elkeen van ons het 'n pad wat ons moes loop. Was dit altyd 'n lekker pad? Nee. En ek verklaar vandag in die naam van Jesus Christus, ek sal nie teruggaan na gister toe nie. Moenie dat die duiwel jou so vashou oor gister nie. As daar wel iets is van gister, Here, ek bely. Ek bely, Here. Ek bely. Daar is ook mense wat nie vir Jesus ken nie. Jy kan elke Sondag in hierdie gebou sit, wonderlik, jy gooi jou ou geldjie in die mandjie, fantasties. Nou garantie dat jy hemel toe gaan nie, hoor. Geen garantie dat jy die hemel gaan haal nie. Jy mag dalk verskriklik onnigter word as jy daar bo kom. Jy kan vreeslik onnigter word. Nee, jy is verkeerd, daai kant toe met jou. Jy moet 'n besluit neem om hom te volg in volheid en in waarheid. Moenie 'n ore uitleen nie. Ek wil so ver gaan om te sê, bid maar vir onderskeiding vir wat se YouTube goed jy kyk. Asseblief, bid vir onderskeiding. Ons kry wonderlike inligting en dit het baie maklik geraak, dink ek, as toe my ouma Grootjie die Here leer ken het. Dit het definitief ons maklik geraak. Hierdie ding kan 'n groot ewel raak. Hy kan vir jou net so mislei. As 'n ouetjie, hy het 'n mooi dassie aan en hy het 'n pakkie klere aan en hy het goue cufflinks en hy het 'n daspeld of wat ook al hierin was. En hy het grand skoene aan. Wow. Hy ry in 'n private jet.
Hy ry 'n private jet, ek moet nou afbeweeg van die ding af, want nou gaan ek dalk iets sê wat ek nie moet sê nie. Asseblief, ek ken 'n ou wat klomp geld elke maand gegee het vir 'n bediening. En op 'n dag het hy besef, ek gaan dit stop. Die pastoor laat vir hom, weet jy hoeveel miljoen rand sy huis bou nie, en sy gemeente krepeer van ellende. Sy gemeente krepeer van ellende. As ons opstaan en sê, hier is ek, Here, stuur my, ek het 'n verantwoordelikheid. As ek deur daai doopbad gaan, voor 'n klomp getuies hier, ek het 'n verantwoordelikheid. Is nie sommer net 'n nice toe nie. Is nie sommer net 'n nice toe nie. Is so, ek het 'n sertifikaat met 'n datum op, hy is daar in my Bybel of teen my muur vasgeplak of hoe ook al. As jy nog nie Jesus Christus ken nie, wil ek jou asseblief vra, vandag is jou dag. Today is your day. Maak 'n keuse. Maak 'n keuse, ja Here. Hier is ek. Al moet ek in 'n vyeboom vat want ek is kort, maar hier is ek. Asseblief Here, kom ons hou op kerk speel. Kom ons hou op gewoontetjies, Bybel gou lees. Ons maak sommer die app oop, gou vinnig, lê lekker daar in die bed onder die kombers, lees gou koef lekker. Hy's reg vir die dag. Jy moet tyd maak vir God. Jy moet tyd maak, nie tyd in jou dag nie. Jou dag moet kom aanpas by jou tyd wat jy met God spandeer. Moenie vir my kom sê ek het nie tyd nie. Nee. Moenie dit kom sê nie. Jy bepaal self hoe besig jou dag is. Is daar genoeg tyd vir God of het ek het 20 afsprake? Hoekom? Jy mag nie sê. Jy mag sê ek kan nie vandag nie. Ek kan dalk môre of oor 3 weke kan ek dalk. Jy mag, want ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my verhouding met die lewende God. Dis my responsibility. Dis nie jou responsibility om dit namens my te doen nie. Nee. Ek moet my kruis opneem en hom volg. Ek moet dit self doen. Ek moet dit werklik vandag self doen. So ek wil afsluit en ek wil vir jou sê, vandag kies ons om te glo. Ons kies om te ontvang. Ons kies om nuut te lewe. Dis 'n keuse. Ek kies om te glo. Ek kies om te ontvang. Ek kies om nuut te lewe. Jy moet jouself konstant hardop remind, asseblief, I made a choice. En dalk moet jy elke oggend as jy jou oë oopmaak die choice van vooraf doen, dan doen jy dit. Aanhouer wen. Hoor wat ek vir jou sê, aanhouer wen. Al kom jy met krikke aan, soos die duiwel jou omduik. Al kom jy met pleisters en knee guards and whatever you all need. Al kom jy so, bly nog steeds getrou. So ek wil vir jou vra, jy kan jou oë toemaak, en dan wil ek vir jou vra Jesus Christus om elke klip weg te rol. Elke klip wat in jou lewe is, vra Jesus Christus om dit weg te rol en vra hom om nuwe lewe in jou in te blaas. Amen.
Ek wil werklik